Goeiedag, welkom by ons program vandag. Kom ons open met gebed. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om weer vanoggend 'n bietjie dieper te delf in die woord. Baie dankie dat ons met ons kykers vanoggend kan deel, wat ons geleer het in hierdie tyd. Seën hierdie program in elkeen van ons se lewe, in die naam van Jesus. Amen. Baie welkom, Yvonne. Baie dankie Ansie, wat 'n wonderlike voorreg om weer vir u te kan groet daar by die huis. Ons is opgewonde om hierdie tyd met u te kan spandeer. Ja, ons het soveel mooi terugvoering ontvang van kykers, sowel as van ons intercessors hier by ons. Ons wil net vir julle sê, hou aan bid, die Here is goed en sy goedheid eindig nimmer meer. Ons sal vandag aangaan met die Onse Vader, soos julle weet is ons vandag by gee ons daaglikse brood. Maar voor ons daarby aangaan, wil ons julle ook herinner aan die verhaal van in die Bybel waar Jesus vir die Israeliete hulle daaglikse brood gegee het toe hulle in die 40 jaar tog was, het die Here vir hulle manna voorsien daagliks. En die Here het vir hulle elke dag net genoeg gegee. Ansie, waarom sal jy sê die Here net vir hulle genoeg gegee vir hulle daaglikse manna? Ek dink die Here wil ons leer dat ons elke dag van hom afhanklik moet wees, dat ons elke dag net op hom sal vertrou. So hy gee elke dag net genoeg wat jy nodig het vir die dag. As ons kyk na die vertalings, die lewende vertaling sê, gee ons die porsie brood wat ons vandag nodig het. Die ander vertalings praat van die daaglikse brood. So ek voel, Jesus het hulle geleer, vertrou elke dag op my vir jou daaglikse brood vandag. Ja, ons sien wel toe hulle meer, ons as mense so geneig om bekommerd te wees oor môre en die dag van oormôre en dit, maar die Here leer vir ons, wees net bekommerd oor vandag, want môre het sy eie sorge. En hulle het toe nou meer manne aan die begin opgetel as wat hulle moes, en dit het verderf, het vol wurms geraak en so aan, en so het hulle gesien, dit help nie, hulle probeer voorsiening maak vir môre nie, want dit goed het bederf, en so het die Here vir hulle geleer om net genoeg op te tel vir daardie dag. So lees ons ook dan nou in die woord van die Here, wat hy vir ons sê, gee ons daaglikse brood, is 'n frase uit die Onse Vader, wat beteken dat ons vir God moet vra, om in ons behoeftes te voorsien. Dit is 'n herinnering dat God die bron is van alles wat ons nodig het, en dat ons hom moet vertrou vir ons voorsiening. Kom ons gaan 'n bietjie na die verduideliking toe. Hy sê die frase van ons fisiese behoeftes beteken, dit verwys na kos en ons lewensmiddele, maar dit kan ook verwys na ander behoeftes wat ons deur die dag het. Dit verwys ook na ons geestelike behoeftes. Die frase kan ook verwys na geestelike behoeftes in die idee dat God vir ons geestelike welstand voorsien. Hansie gaan ook meer vir ons net nou daarvan vertel. Nederige afhanklikheid. Die frase leer ons dat ons na God toe kom in 'n gees van nederige afhanklikheid en vra vir wat ons nodig het. Vertrou op God. Die frase leer ons om te vertrou dat God vir ons sal voorsien, selfs in tye van nood. Verwag nuwe genade. Die frase leer ons om elke oggend te verwag en te bid vir nuwe genade en vir genade. Ansie, vertel vir ons bietjie van die geestelike behoeftes. Ja, ek dink God wil hê vir ons leer. Hy voorsien in ons fisiese, emosionele en geestelike behoeftes. Hy gee vir ons elke dag die krag om te werk en om ons in ons eie behoeftes te voorsien. Hy leer vir ons emosioneel om meer op hom te vertrou. Dit is so maklik om op jou ouers te vertrou, op jou salaris staat te maak, om op ander mense te vertrou, jou bankstate. Baie mense vertrou net op hulle geld, hulle mooi karre, hulle huise, maar ons moet hier leer dat ons net op God kan vertrou, want hy is die bron, hy is die voorsiener van alles wat ons het. En dis ook hy wat ons die krag gee elke dag om te gaan werk, en dan sodoende salaris te bekom. As ons dan kyk na, ja, dis baie maklik as jou banksalaris of jou bankstaat baie groot is, jou salaris is groot, maar as ons kyk in die fisiese behoeftes ook, in daardie tyd was jou brood die daaglikse basiese voedselsoort, wat ons vandag nog steeds baie kry,
Daar's baie lande waar dit swaar gaan, arme mense, so hulle is ook afhanklik van die brood. Maar dan kyk ons na Johannes 6 vers 31, wat Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek dink ons kan dit gou lees. Ja, as ons dan kyk na Johannes 6:31, ons vaders het die manne in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Vers 22, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dis nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. So as ons dan kyk, Jesus sê, ek is die brood van die lewe, en daarmee voorsien hy dan ook in ons geestelike behoeftes. Hy gee vir ons elke dag wat ons genoeg het. So ons moet leer met hierdie daagliks, die woordjie daagliks, dat ons elke dag ons vertrou in God moet plaas, en dat hy elke dag vir ons sal sorg. As ons kyk in die Bybel, van Genesis tot Openbaring, is daar een groot boodskap wat uitstaan, en dit is, vertrou op my. Ons kan nie op mense vertrou nie, ons kan nie op aardse besittings vertrou nie, vertrou op my. Yvonne? Ja, Jesus sê hierso, maar wat Jesus vir elke gelowige van ons wil leer, is hoe om 'n houding van afhanklikheid van God te ontwikkel, en om te dank vir elke gawe, groot en klein. Ek wil graag vir julle 'n kort getuienis vertel. Jare gelede is ek en my man in 'n gemeente so 57 km weg van ons huis, en op daardie stadium was ons in 'n seisoen wat ons eintlik, soos hierdie gebed was, daagliks afhanklik van God se voorsiening. Ons het die Sondag kerk toe gegaan, die Sondagoggend. Ek het al die maaltyd vir ons as huisgesin voorberei, ons het niks kort gekom vir die dag nie. Ons het kerk toe gery, ek het daardie dag 3 R10 note in my beursie gehad, en die oggend toe die offergawe mandjie verbykom, het ek 1 R10 geneem, en ek het in die mandjie gegooi, en ek het gevra, Here, ek vra dat U asseblief vir my R100 sal voorsien. Ons is die Sondag na kerk huis toe, ons het almal saam geëet. Ek onthou, ek het by die huis redelik melk gebruik, en ons het teruggegaan die Sondag aand kerk toe. Ons was getrou in die dienste, ons het nie ons onderlinge byeenkomste verwaarloos nie. En die Sondag aand, toe ons in die diens is, en die offergawe mandjie kom verby, het ek nie weer 'n offergawe ingegooi nie, want ek het geweet ons moet brandstof in die tank gooi om terug te gaan huis toe. Ons het na die diens, toe stop ons by die vulstasie, en ek sê vir my man, wag net so 'n bietjie, laat ek net seker maak, ek het nog hierdie R20 in my beursie, voor jy vir die joggie sê om die petrol in te gooi. En is bietjie donker in die kar gehaald, en ek haal die 2 R10 uit, en ek het die 1 R10 lyk vir my toe bietjie snaaks, en ek hou hom so bietjie in die lug. En ek sê, my man, wat is hierdie? En hy kyk so, hy sê, my vrou, maar dis R100. Die Here het 1 R10 in my beursie verander in R100. Nou, as die Here dit vir my kan doen, kan die Here dit vir jou doen. Ek het nie my gewend na allerhande dinge vir die geld se voorsiening nie. Ons kon daai tyd was petrol nog redelik goedkoop. Ek kon brandstof in die tank gooi. Ons het R20 se brandstof ingegooi. Ek kon melk koop vir die kinders vir die oggend vir ontbyt, en ons het nog klein geld gehad. Ons kon huis toe gaan met R70 plus in ons sak, en so die Here voorsien. Ek het 'n hele paar jaar daarna, toe sê ek vir 'n jong man, toe ons in Natal gewoon het, toe sien ek deur die venster in die winkel, ons het van die skerm opgehaat, wat jy van buite af nie kan insien nie, maar ek kan van binne af buite toe gesien het. Toe sien ek hierdie man is eintlik besig om dwelms te verkoop. En toe hy klaar verkoop het, en die jong man wat gekoop het, kom by my verby, by die deur, toe roep ek die jong man, en hy voel toe nou dadelik aangekla, en ek sê toe vir hom, nee, dit is nie wat die Here van hom wil hê nie, die Here wil nie, hy moet dit gebruik nie, en ek praat so 'n bietjie met hom. En ek gaan toe en ek roep toe die jong verkoper was baie jonk ook nog gewees, en ek sê toe vir hom, weet jy wat, die Here sê ons moet hom vertrou vir ons inkomste, en ek vertel vir hom hierdie verhaal,
En ek sê vir hom, kom haal by my 'n Bybel môreoggend en maak jou saak met die Here reg. Vertrou op hom en hy sal voorsien in elke behoefte. En hy's weg en hy het die volgende oggend teruggekom waar ons saam gebid het en hom na die Here gelei het. Hoe dit met hom verder gegaan het, weet ek nie. Maar wat ek weet is, hy het gesien, daar is 'n ander weg en ek glo en vertrou. Daarom sê die Here, ons moet hom vertrou vir dit. Ek wil net vir julle ook sê, die betekenis van sonde is, sien jy 'n onafhanklikheid van God. Die oomblik wanneer ons dink ons is onafhanklik van God, is dit eintlik sonde. Of dit nie eintlik nie, dit is sonde. Ons moenie probeer onafhanklik wees van God nie, want dan vertrou ons nie meer op God nie en ons sê ons het God nie nodig nie. So ek wil elkeen vandag bemoedig en sê, vertrou op God en hy sal jou eer en hy sal jou voorsien. Onthou die woord van die Here sê, vertrou op die Here in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Aansien? Ja, soos kyk nou Filippense 4:6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So dis 'n opdrag van God, daar's baie keer in die Bybel wat ons Vader sê, moet julle nie kwel nie, moenie bekommerd wees nie. Hier sê hy vir ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan ook vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur Christus Jesus. En my God sal elke behoefte van julle vervul. Ek dink dis wonderlike beloftes dat ons weet, as ons vir God iets vra, hy weet al reeds wat ons nodig het elke dag, maar ons herinner hom en ons vra vir hom ons behoeftes. Dan sê hy vir ons, moenie bekommerd wees nie, ek sorg vir julle en ek sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien. Dan moet ons met danksegging, as ons gebid het, gee ons vandag ons daaglikse brood, Yvonne, dink ek is dit belangrik om te vertrou, om geloof te hê, want ons kan nie vir God, sonder geloof kan ons hom nie vertrou nie, soos die Engels sê, without faith you cannot please God. So ons moet dan al klaar dankie begin sê, dankie dat hy gaan voorsien in vandag se behoeftes. So ja, dit is net weer vir my dat ons meer en meer moet leer, dit is soos 'n dissipline wat ons moet handhaaf elke dag. Ek vertrou vandag op God, hy is my voorsiener, hy is my bron, hy sal voorsien in vandag se behoeftes. Ja, dit leer vir ons, die oomblik wanneer jy na God toe gaan, en in geloof vir hom iets vra, moet jy alreeds ook die uitkoms verwag. Want dit is soos Ansie gesê het, ons moet na God toe gaan in geloof. En wat is die geloof sonder die werke? Die werke is dan om te verwag. Ons het 'n verwagting in dit wat God vir ons, wat ons na hom toe gegaan het en gevra het. Ons gaan nie vir God vir R1 miljoen as ons dit nie nodig het nie. As ons 'n kerkgebou wil bou en ons wil iets vir die Here doen en ons het R1 miljoen nodig en God weet ons het hierdie R1 miljoen nodig om 'n gebou te bou vir die Here se werk, sal hy dit vir ons voorsien. Maar in ons persoonlike lewe, as ons dit nie nodig het nie, gaan die Here dit nie vir jou voorsien nie. Want dan gaan jy dit mors en jy gaan van hom vergeet. Maar as jy nederig voor die Here bly, en jy sê, gee my vandag ons behoefte. Die Here weet wat ons klere nodig het. Die Here weet wat ons nodig het. En hy gee dit soos die skrif dan ook vir ons sê. Aansien? Ja, soos die skrif vir ons sê in Lukas 12:22, gaan oor die sorge van die lewe, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. As ons dan hierdie hoofstuk lees, sien ons, die kraaie het nie gesaai en dit nie gemaai nie, die voorraadkamer, die skuur van God staan altyd vir ons oop. So ons moet weer eens, moenie bekommerd wees nie, moet jou nie kwel nie, God sal voorsien in elke behoefte. En dan sê hy ook, kyk na die lelies van die veld, hoe mooi is hulle, ons het al almal gesien, die tuine, die velde, al die kleure wat wonderlik by mekaar pas. Partykeer bekommerd ons vir al ons vrouens,
wat gaan ons vandag aantrek, wat gaan ons môre aantrek, wat gaan ons na die funksie toe dra. Maar hier sê hy duidelik vir ons, moet jou nie kwel nie, oor wat jy gaan eet of wat jy gaan aantrek nie. So weer eens, moet jou nie bekwel nie, moenie bekommerd wees nie, wees oor niks besorg nie. Ek dink dit is so duidelik uitgestippel, dat ons net op God moet vertrou, elke dag. Hy is die bron, hy is die voorsiener. Baie keer gebeur dat God voorsien op 'n ander manier. Ons verstaan nie altyd nie. Baie keer gebruik hy mense, baie keer gebeur daar ander dinge, maar hy voorsien elke keer op sy manier. En dan, wat ons ook almal weet, is God se tyd is nie altyd ons tyd nie. Maar hier sê hy vir ons, ek sal in jou daaglikse behoeftes voorsien. Yvonne? Ja, jy sal nie vir die Here vra, Here gee my iets om te eet en hy gaan dit eers oor 'n jaar vir jou gee nie. Want die Here weet wat het jy daagliks nodig, die Here weet wat het jy oor 'n week nodig, die Here weet waarsonder jy kan klaarkom, so die Here is altyd betyds. Ons kyk 'n bietjie deur die skrif na verskillende mense wat vir die Here gebid het en wat hy vir hulle gegee het. Ons kyk na Sagaria en Elisabeth wou 'n gesin gehad het en hulle kon nie kinders hê nie en hulle het gebid en die Here het hulle 'n seun gegee. Ons kyk, Salomo het gebid vir wysheid vir sy nuwe werk en die Here het vir hom geseën daarmee. Ons kyk na Gideon, het gedink God roep hom om iets te doen, maar hy was nie seker nie. En hy het gebid en hy het bevestiging gekry daarvoor. Dawid het om vergifnis gebid nadat hy egbreek met Batseba gepleeg het. Hy het gebid dat God hom 'n skoon hart en 'n hernuide en standvaste gees sal gee. Elia het gebid dat dit nie sou reën nie en ons sien dit het nie gereën nie. Paulus het gebid dat een of ander doring wat in die vlees van wat hom gepla het weggeneem sou word. Die disippels het vir vrymoedigheid gebid. Die vaders in die Nuwe Testament het vir hulle dogters gebid om beter te word. Petrus het Jesus se finansiële hulp gevra om sy belasting te betaal. Jesus het vir ons gesê om vir verlore mense en die werkers te bid om die evangelie aan hulle te verkry. Al die apostels het gebid dat Jesus vinnig moet terugkom. Ons vandag nog bid dat Jesus vinnig moet terugkom. As dit vir jou saak maak, maak dit vir God saak. En as dit vir God saak maak, kan jy daaroor bid. Daarom wil ek vir jou sê, bid en jy sal ontvang. Onthou die woord van die Here sê, Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Ja, Yvonne, ek dink daar kan ons aansluit. Jy kan vir enigiets bid. Baie mense sê beteken dis te klein, dis nietig. Maar die Vader nooi ons om met alles na hom te kom. Klein, groot, enige iets. Soos Yvonne gesê het, as dit vir ons saak maak, maak dit saak vir God. En as dit vir God saak maak, maak dit saak vir ons. As ons kyk na Psalm 84:11, sê die woord dat God geen goeie ding van ons sal weerhou nie. God sal geen goeie ding sal weerhou van diegene wat opreg voor hom wandel nie. So dis 'n wonderlike belofte. As ons regverdig lewe, as ons reg lewe, sê hy sal voorsien in ons behoeftes en hy sal geen goeie ding van ons weerhou nie. Yvonne, dan kan ons kyk na die versoeke. Ja. Ons het 'n wonderlike getuienis gekry van iemand se huis wat ons al lankal voorbid wat verkoop moet word. En ons het op 'n punt gekom en gesê, Vader, ons bid en vertrou dat dit in hierdie week sal verkoop word. En dit het ook toe so gebeur. Ons wil God al die lof en al die eer gee. Dankie dat hy ons gebede verhoor. En dankie dat ons ook weer eens besef, sy tyd is nie altyd ons tyd nie. Dan kyk ons na die ander versoeke. Ja, dit is wonderlik om te weet dat die Here ook vir ons sê ons moet lewe spreek. Ek onthou baie goed die persoon wat gebid het vir die huis verkoop na ons hoe lank gebid het vir die huis se verkoop, het gesê ek verklaar en ek spreek dit dat hierdie huis sal verkoop en die huis het toe verkoop. Soos julle weet, klein Lily wat ons gesien het op Facebook, wat die sere het en baie pyn vir die klein baba. Ons vra julle ook in julle boekies aan te teken en vir klein Lily te bid. Ons glo en vertrou dat die Here haar wonderbaarlik gaan aanraak en genees. Ons bid vir, daar soveel gebede vir genesing. Kom ons bid net regtig vir genesing van mense se liggame. Kom ons bid vir Suid-Afrika. Die dinge wat is op die oomblik tussen Suid-Afrika en Amerika aan die gang is.
Kom ons bid vir ons kerke en dienste en elke departement in die kerk. Kom ons bid vir dreigende oorloë. Ons bid vir pastore, predikers reg oor die land en die verskillende denominasies. Hulle het regtig u gebede nodig, dat hulle sal hoor by die Here en dat hulle absoluut sal staat maak op die leiding van die Heilige Gees. Ons vra ook dat julle saam met ons sal bid vir die TV-kanaal, dat die TV-kanaal meer siele sal bereik en meer mense sal tot inkeer kom. Ons bid vir die skole, dergelike dinge wat baie keer gebeur in die skole, skokkende dinge wat gebeur in die skole, kinders wat blootgestel word op 'n baie jong ouderdom aan seksuele misdrywe, en ons vra vir julle om asseblief te help dat ouers ook meer betrokke sal raak in kinders se lewe, meer sal tyd maak vir hulle kinders en meer attent sal wees met wie hulle kinders vriende is en waarna hulle kinders ook sal kyk. Ons bid ook so vir onderwysers en skoolkinders en ons vra ook vir julle weer om julle getuienisse in te stuur vir ons en ook julle versoeke. Onthou weer, stuur julle boodskappe vir ons as julle ons toestemming gee om dit te begin met TV en julle boodskappe. Ons sien daarna uit om julle boodskappe af te lees en saam te bid. Onthou, die Here sê waar 2 of meer saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Was wonderlik om saam met julle te kon kuier en saam die Here kan vertrou. Kom ons dank die Here vir hierdie gebede en antwoord op hierdie gebede. Ansie, sal jy vir ons bid oor hierdie? Vader, baie dankie dat ons vanoggend ons hande kan lê, Here, op hierdie gebedsversoeke. Here. Baie dankie dat ons vanoggend geleer het dat U die God is wat voorsien. Here, ons bid vir elke genesing. Ons vra dat U die liggame aanraak in die naam van Jesus. My Vader, ons bid ook vir ons jong kinders in die skole, die onderwysers, die onderwyseresse, dat U vir hulle werklik goddelike wysheid sal gee om met elke kind te hanteer. Vader, ons kom roep ook vanoggend ouers in, papas, mamas, raak betrokke by hulle kinders, voed hulle ook op, nie net met basiese voedsel nie, maar voed hulle op in die vrese van God. En ons dankie, ons prys en ons loof U vir al die gebedsversoeke wat hier is vandag. Dankie dat ons verklaar oor Suid-Afrika, dat jy 'n land, 'n volk gaan wees wat vir God dien, wat vir God aanbid. Ons bid vir ons regering, ons vra vir goddelike wysheid en insig in hulle besluite, hulle keuses. Vader, ons bid vir elke versoek wat ingekom het vanoggend, ook vir klein Lily, en ons vertrou saam dat U hand van genesing oor haar uitstrek en haar genees, van haar koppie tot haar tweentjies, in die naam van Jesus. Wat 'n wonderlike voorreg om elke dag met ons daaglikse Vader te kan praat, 'n verhouding met hom te kan bou, sy stem te kan hoor en te weet dat hy antwoord op elke gebed in Jesus naam. Baie dankie, tot 'n volgende keer. Totsiens, tot volgende keer.